Gemeente van die Here, baie welkom by vanaand se Pinksterdiens. Ons leef in 'n wêreld waar mense maklik verdeeld raak. Tussen tale en kulture, tussen ryk en arm, tussen ons en hulle. Maar vanaand herinner die Here ons aan iets wonderliks. Die evangelie van Jesus Christus is nie net vir 'n sekere groep mense nie. Die liefde van God het geen grense nie. Die Heilige Gees word nie net aan 'n paar gegee nie. Ons tema vanaand is, die Gees is vir almal. Mag ons vanaand weer ontdek hoe groot God se hart is, hoe wyd God se genade strek en hoe die Heilige Gees almal bymekaar bring, wat die wêreld van mekaar wou skei. Kom ons raak vir 'n oomblik daar waar ons sit stil, ons maak ons oë toe, en ons haal vir 'n oomblik lekker diep asem. Here ons God, ons kom vanaand na U toe, met verskillende stories, verskillende agtergronde, verskillende vrese en verwagtinge. Maar dankie dat U ons saamroep as een gemeente, een liggaam, een familie in Christus. Heilige Gees, waai vanaand deur ons denke, ons harte en ons verhoudings. Herinner ons daaraan dat U liefde groter is as ons grense. Amen. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, van die Here Jesus Christus en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ons kan maar opstaan. Verhef jou stem en roem sy naam met elke stap op pad.
Kom ons sluit ons oë en ons praat met die Here. Here ons God, ons kom nou stil staan voor U woord. Maak ons harte oop vir dit wat U vanaand vir ons wil leer. Waar ons verdeeld dink, bring ons liefde. Waar ons mense uitsluit, bring U Gees 'n nuwe oë. Waar ons onseker is, bring U waarheid en vrede. Soos U vir Petrus gewys het dat U liefde groter is as menslike grense, wys vanaand ook vir ons dat die evangelie vir almal is. Heilige Gees, praat nou met ons. Laat ons nie net hoor nie, maar ook verander word deur die woord. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, Here van almal. Amen. Ons het vanaand so effens van 'n langerige gedeelte, so julle gaan maar 'n bietjie moet vashou daar aan die kerkstoele. En as jy hoor hy kraak so bietjie, dan dink jy ook sommer 'n bietjie verder aan die dankoffers vir later vanaand. Maar ons gaan saam lees uit Handelinge 10 uit. Ek het daar opgesit vers 1 tot 48. Ek gaan so klein bietjie spring dat ons nie al die 48 verse lees nie, maar julle kan julle Bybels of julle fone oopmaak daar by Handelinge 10, dan gaan ons dit saam lees. Die opskrif daar is Petrus en Cornelius. In Caesarea was daar 'n man met die naam Cornelius, 'n kaptein in die sogenaamde Italiaanse regiment. Hy was godsdienstig en godsvreesend, hy en sy hele gesin. Hy het baie gedoen om die armes onder die Joodse volk te help en het gereeld tot God gebid. Een middag teen 3:00 het hy in 'n gesig duidelik 'n engel van God na hom toe sien kom, wat na hom roep, Cornelius. Cornelius het hom verskrik aangekyk en gevra, wat is dit, meneer? Die engel sê toe vir hom, God het gelet op jou gebede en op wat jy vir die armes doen, en hy het aan jou gedink. Stuur nou dadelik mense na Joppe toe en laat daar 'n sekere Simon haal, wat ook Petrus genoem word. Hy is tuis by 'n ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Nadat die engel wat met hom gepraat het weggegaan het, het Cornelius 2 van sy huisbediendes en 1 van sy leiwagte, 'n godsdienstige soldaat, geroep. Hy het hulle alles vertel en hulle na Joppe toe gestuur. Die volgende dag teen 12:00 die middag, toe hulle op hulle reis al naby die dorp was, het Petrus opgegaan na die dakstoep van die huis om te bid. Hy het later honger geword en hy wou iets hê om te eet. Terwyl die mense die ete klaarmaak, het hy in geesvervoering geraak. Hy het die hemel oop gesien en iets soos 'n groot doek wat aan sy 4 punte neergelaat word, sien afkom grond toe. Daarin was van al die 4-voetige en die kruipende diere van die aarde en van al die wilde voëls. Hy hoor toe 'n stem vir hom sê, kom Petrus, slag en eet. Maar Petrus sê, nooit nie, Here, ek het nog nooit iets geëet wat onheilig of onrein is nie. Hy hoor die stem toe weer die tweede keer vir hom sê, wat God rein verklaar het, mag jy nie onrein ag nie. Dit het 3 keer gebeur en daarna is die doek weer in die hemel opgetrek. Die 3 mans wat hom toe kom soek het, kom staan toe voor hom en die Here sê toe natuurlik vir hom, moenie aarzel nie om saam met hulle te gaan nie, en hy gaan toe nou saam met hulle Joppe toe en 'n dag later toe na Caesarea toe. So ons lees dan verder by vers 27. Vers 27 sê, terwyl Petrus met Cornelius praat, gaan hy die huis binne, waar hy baie mense bymekaar aantref. En hy sê vir hulle, julle weet dat 'n Jood nie met iemand van 'n ander volk mag omgaan, of by hom in die huis mag kom nie. Maar God het vir my gewys dat ek geen mens as onheilig of onrein mag beskou nie. Daarom het ek sonder om te stribbel gekom, toe julle my laat haal het. Cornelius antwoord, 4 dae gelede, so teen 3:00 die middag, was ek in my huis besig om te bid. Toe staan daar skielik 'n man met blink klere voor my. En hy sê, Cornelius, God het jou gebed verhoor en gelet op wat jy vir die armes doen. Stuur iemand na Joppe toe en laat vir Simon, wat ook Petrus genoem word, daar haal.
Hy is tuis by die ander Simon, 'n leerlooier wat by die see woon. Ek het dadelik mense na u toe gestuur en u was so goed om te kom. Ons is nou almal hier in die teenwoordigheid van God om te hoor wat die Here alles aan u opgedra het. Petrus se toespraak by Kornelius. Hy het nou uitgesny hier by my. Goed. Toe het Petrus aan die woord gekom en gesê, waarlik, ek begryp nou eers dat God nie onderskeid maak nie, maar in enige volk die mense aanneem wat hom vereer en hom reg dien. Vers 44 dan sê, terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woord geluister het. Toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, as hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as gawe uitgestort is, ook op die mense wat nie Jode is nie. En Petrus sê, hierdie mense het net soos ons die Heilige Gees ontvang. Wat kan dan verhinder dat hulle nou met water gedoop word? Toe het hy beveel dat hulle in die naam van Jesus Christus gedoop moet word. Daarna het hulle hom gevra om 'n paar dae by hulle te bly. Net tot sover. Ek gaan vra dat ons weer opstaan, dat ons Pinksterlied saam sing tot lof en aanbidding vir ons Here wat hierdie woord vir ons gegee het en ook vanaand vir ons 'n boodskap gee. So kom ons staan op en ons sing, ons bring aanbidding. Wat
Party van die sterkste mure in die wêreld is nie van baksteen gemaak nie. Jy kan nie langs die pad ry en dit raak sien nie. Jy sal dit nie op 'n satellietfoto sien nie. Maar dit is daar. Solied, swaar en oud. En dit is die mure tussen mense. Mure van veroordeel, kultuur, taal, status, geskiedenis, vrees. Ons almal het diep binne ons soms hierdie neiging om mense in groepe te plaas. Ons mense, ander mense. Dis eintlik 'n oerou menslike instink. Die historiese vertel ons dat elke beskawing in die geskiedenis hierdie verdeling geken het. Diegene wat binne die grense is en diegene wat buite is. Die Grieke het almal wat nie Grieks gepraat het nie, barbare genoem. Die Romeine het nasies in burgers en onderdane verdeel en die Jode van die eerste eeu het die wêreld gesien as Jode en heidene. Maar Handelinge 10 is een van die mees revolusionêre hoofstukke in die hele Bybel. Want hier wys God op 'n dramatiese, onmiskenbare manier, die evangelie is nie net vir een groep nie. Die Heilige Gees is vir almal. God breek hier mure af wat mense vir eeue lank opgebou het. En hy doen dit op 'n manier wat niemand kon voorspel het nie. Om ten volle te verstaan wat hier gebeur, moet ons die konteks so klein bietjie begryp. Petrus is natuurlik 'n Jood, 'n Galileese visser, een van Jesus se naaste disippels en nou 'n leier van 'n vroeë kerk in Jerusalem. Cornelius is 'n Romein, 'n offisier in die Italiaanse regiment van die Romeinse leer en hy is deel van hierdie onderdrukkende mag wat die Joodse volk onder die duim gehou het. Hierdie twee mense verteenwoordig nie net verskillende kulture nie, hulle verteenwoordig verskillende wêrelde, heeltemal teenoorgestelde. Volgens Joodse gebruike het 'n Jood nie in 'n heidense huis enigstens gekom nie. Dit was nie sosiale etiket nie. Dit was eintlik een van die godsdienstige wette. Om in 'n heidense huis te gaan was om jouself onrein te maak voor God. Hierdie grens was baie diep, oud en dit was heilig in die Joodse gemeenskap. En tog het God begin werk aan albei kante van die grense. Cornelius, 'n man wat reeds na God van Israel uitgereik het en vir hom gebid het, kry 'n helder visioen. 'n Engel verskyn aan hom en stuur hom om Petrus te gaan haal. Op dieselfde oomblik in Joppe gebeur iets merkwaardigs met Petrus terwyl hy op 'n dak bid en wag vir kos. Want wanneer God nuwe dinge doen, berei hy mense voor aan albei kante vir 'n ontmoeting. Dis nog altyd maar eintlik God se manier. Ons sien in hierdie gedeelte, God sien mense anders as wat ons mense sien. Cornelius word deur Lukas beskryf as 'n vrome man, iemand wat die hele gesin laat bid het, iemand wat mildelik aan die armes gegee het en gedurig met God gepraat het. Hier is 'n man met 'n opregte hart. En tog, volgens die Joodse verstaan van die dag, was hy buite die verbond. Hy was onrein. Hy was 'n buitestander voor God. Dan gee God vir Petrus die visioen wat sy wêreld op sy kop keer. 'n Groot laken uit die hemel, gevul met verskillende soorte diere wat Petrus nooit sou eet nie, want dit maak hom onrein. En 'n stem wat vir hom sê, staan op Petrus, slag en eet. Natuurlik weier Petrus. Maar die Here sê vir hom, dit wat hy rein gemaak het, kan niemand anders onrein ag nie. Nou dit is baie meer as 'n lesing oor koswette. God gebruik hierdie visioen om vir Petrus se hart voor te berei vir iets baie groter. Die diere in die laken verteenwoordig eintlik mense. Mense wat die Jode as onrein beskou. Mense wat buite die kring, buite die grens staan. Wat die Jode voel nie die genade van God kan ontvang nie.
mense wat weggestoot word. En God se genade sê, moenie wegstoot nie, trek nader. Dit is die moeilike waarheid vir ons om te hoor, want ons almal het maar blinde kolle. Ons oordeel op 'n verskeie goeters, voorkoms, status, opvoeding, ons kan dit opnoem die lysies. Dikwels sonder dat ons dit self besef. Mense wat anders lyk, anders praat, 'n ander verlede het as ons. Ons kategoriseer mense baie vinnig, maar God kyk anders. God kyk na harte. En die hart wat na hom soek, ongeag wat die agtergrond is, trek God nader. Daar is 'n storie van 'n kerk waar 'n man een Sondag ingestap het met vuil klere, onversorgde hare en regtig rowwe voorkoms. En dit was baie duidelik dat hy nie van daardie buurt is nie. En hy het nie geweet hoe om aan te trek as hy kerk toe gaan nie. Natuurlik het die mense ongemaklik gevoel, party het maar weggeskuif uit die banke, party het oor hulle skouers geloer, en ander het mos nou net reguit gedink, hy hoort nie eintlik daar nie. Maar 'n ou tannie, 'n vrou wat al baie lank elke Sondag kerk toe gaan, het opgestaan. Sy het na die man toe geloop, langs hom gaan sit, en sonder 'n woord sy hand gevat. Na die diens het die man met trane in sy oë gesê, ek het vanmôre hier ingestap, omdat ek nie meer weet waarheen om te gaan nie. Ek het gedink, God wil my nie hê nie. Tot vandag toe. En die ou tannie het nie geweet, sy was besig om iemand se lewe te verander nie. Sy het gedoen wat die Gees haar geleer het, om mense te sien, soos God hulle sien. In hierdie gedeelte sien ons ook die Gees breek grense af. Toe die boodskappers van Kornelius by Petrus aankom, sê die Gees vir Petrus, kies nog uitdruklik, gaan saam met hulle en moenie aarzel nie, want ek het hulle gestuur. Petrus is gehoorsaam, hy gaan saam, en toe hy by Kornelius se huis aankom en die skare mense sien wat bymekaar gekom het, sê hy iets wat die Joodse wêreld vandag sou geskok het. God het my gewys dat ek geen mens as onrein of onheilig mag beskou nie. Dink net vir 'n oomblik hoe revolusionêr dit was. Petrus, 'n opgevoede Jood, 'n volgeling van die Joodse wet sedert sy kinderjare, staan in 'n heidense huis en verklaar, ek mag jou nie meer onrein noem nie. Dit was nie net 'n sosiale aanpassing nie, dit was eintlik 'n teologiese aardskuiwing wat gebeur het. Dit was die begin van die kerk se begrip dat die evangelie geen grense het nie. Want Pinkster het dit reeds geïnisieer. Toe die Gees uitgestort is in Jerusalem, het mense uit al die nasies onder die son, God gehoor praat in hulle eie taal. Die hele lys is verskriklik lank en dit is doelbewus omvangryk. Want God wil iets verklaar. Hierdie Gees is nie eksklusief vir 'n klub nie. En hier bevestig hy dit nou weer in Handelinge 10. Die Gees is vir almal. Ek sê dit weer, die Gees is vir almal. In die derde plek sien ons die evangelie gaan oor Jesus. Wanneer Petrus voor Kornelius in sy gesin staan en begin praat, is dit merkwaardig om te sien waarop hy fokus. Hy praat nie oor politiek nie. Hy praat nie oor die verskille tussen Jode en Romeine nie. Hy praat nie oor sosiale hervorming of die kulturele aanpassing nie. Petrus verkondig net Jesus. Hy vertel van Jesus van Nasaret. Hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en krag gegee het. Hoe hy rondgegaan het en goed gaan doen het. Hoe hy siekes genees het en mense bevry het van die bose geeste en die duiwel. En dan vertel hy van die kruis. Dat hulle hom gehang het. Dat hy gesterf het. Maar God het hom op die derde dag opgewek. En hy verskyn aan die getuies wat mense homself kan sien. Dit is die hart van die evangelie. Nie 'n program nie, nie 'n kultuur nie, nie 'n tradisie nie, 'n persoon.
Jesus Christus, wat gesterf het vir alle mense en opgestaan het vir alle mense. Dis hy wat mense met God versoen. Dis hy wat mense met mekaar versoen. Waar Jesus werklik die middelpunt van 'n gemeenskap word, begin die mure tussen mense krummel. Want aan die kruis het hy die skeidingsmure afgebreek. Soos Paulus later in Efesiërs 2 skryf, hy het die twee partye een gemaak en die skeidsmuur, die vyandskap, afgebreek. Ons sien ook dat die Gees mense verras. Gebeur iets in hierdie kamer wat absoluut niemand verwag het nie, terwyl hy nog praat, hy het nog eers klaar gepraat oor Jesus nie, val die Heilige Gees op almal wat luister. En die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, is stom geslaan. Lukas gebruik 'n sterk woord, hy sê, hulle was buite hulle self van verbasing. Hoekom? Omdat die Gees selfs op heidene gekom het, op dieselfde manier as wat hulle op Jode gekom het tydens Pinkster. Hulle het nie dit verwag op daardie oomblik nie. Hulle het nie gedink dit was moontlik nie. Maar God is groter as ons verwagtinge. Ons doen dit so gereeld, ons bou in ons gedagtes 'n lys van wie waardig is, wie veranderbaar is, wie God kan gebruik. Ons kyk na 'n persoon se verlede en dink, nee, jy's te ver. Ons kyk na 'n persoon se leefstyl en dink, nee, jy's te diep in dit in. Ons kyk na 'n persoon se agtergrond en dink, nee, jy's te anders. Maar God kom verras mense telkens. Die Gees waai waar hy wil en hy vra nie ons toestemming nie. Petrus trek dan die gelogiese gevolgtrekking, kan iemand die water weier sodat hierdie mense nie gedoop kan word nie. Hulle het immers die Heilige Gees ontvang net soos ons. Die antwoord is nee, want niemand kan God se genade keer nie. Daar is hierdie ware verhaal van 'n man, ons noem hom maar Markus, wat 6 jaar lank in 'n maksimum sekuriteitsgevangenis deurgebring het vir 'n ernstige geweldsmisdaad. Hy het met haat ingegaan en met haat geleef. Elke week het 'n vrywilliger van 'n plaaslike kerk ingekom met 'n Bybelklas. Markus het eers gesit en spot. Hy het die Bybel as 'n storieboek vir swakkelinge beskou. Maar die vrywilliger het nie opgehou om te kom nie. Maand na maand het die vrywilliger weer gekom, jaar na jaar, en later Markus by die naam geken. En hy het vir hom gevra, hy het hom as mens behandel hoe hy voel hy moet behandel word. En na 2 jaar het Markus begin luister. Na 3 jaar het Markus Jesus aangeneem. En na 6 jaar toe is hy vrygelaat. Hy het teruggegaan na die gevangenis toe, nie as 'n gevangene nie, maar as 'n vrywilliger. Die mense wat hom van voor dit geken het, was verstom, maar God was nie verstom nie. Want die Gees het presies geweet wat hy doen. En niemand, nie eers Markus self, kon dit verwag nie. Die Gees wys ons ook vanaand dat hy ons roep na groter liefde. Hierdie verhaal in Handelinge 10 is nie net 'n historiese nuuskierigheid nie. Dis 'n lewende vraag wat God aan elke gemeente in elke era stel. En die vraag is, wie is die mense wat ons dalk sonder om te besef uitsluit? Wie is die mense wat ons dalk sonder om te besef uitsluit? 'n Vrou het eendag na 'n kerkdiens gekom en met die predikant gepraat en sy het gesê, ek weet nie waarom ek hier is nie, mense soos ek kom nie na die kerk toe nie. Die predikant het vir haar gevra wat sy bedoel en sy het haar verlede uitgelê, jare van verslawing, gebreekte verhoudings, keuses wat haar skaam gemaak het. En sy het gesê, ek voel asof ek veil is vir 'n plek soos hierdie. Die predikant het daar in 'n oomblik aangesit en toe gaan geantwoord. Hy het gesê, die kerk is nie 'n museum vir heiliges nie.
Dis 'n hospitaal vir siekes. Jy is presies die regte soort persoon om hier te wees. Sy het daar elke Sondag teruggekom, en 'n jaar later haarself weer gedoop, en haar getuienis was eenvoudig: ek het gedink ek is te ver. Maar die Gees het my gevind waar ek is. Dis hoe God werk. Nie deur mense te wag tot hulle reg is nie, maar deur hulle te ontmoet daar waar hulle is. Wie is die mense wat ons ook maar instinktief dink, hulle hoort nie hier nie? Miskien is dit mense wat ons nie verstaan nie, mense wat anders dink, 'n ander agtergrond het, anders is as ons. Miskien is dit jong mense wat die kerk op 'n ander manier raak sien. Miskien is dit mense van gebroke verhoudings. Die kerk van Christus moet 'n plek wees wat alle mense met oop arms inlaat. Nie omdat sonde ons almal so wonderlik maak nie omdat ons dink daar sekere sondes wat beter is of slegter is as ander nie, maar omdat God se genade so groot is. Omdat die kruis sentraal staan in ons geloof. Paulus skryf in Galasiërs 3 vers 28, daar is nie meer Jood of Griek nie, nie meer slaaf of vry mens nie, nie meer man of vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus. Julle is almal een in Jesus Christus. Gemeente, die Gees is steeds besig om mure af te breek. Ook vandag, ook in ons gemeente, ook in ons harte, ook in ons gemeenskap. En die Gees roep ons om aktief deel te wees hiervan. Dit beteken prakties dat die Gees ons roep om anders te kyk. Om die volgende keer as iemand ongemaklik lyk of anders as ons is, nie weg te kyk nie, maar nader te beweeg. Om groter lief te hê. Om ons sirkel wyer te trek as net die mense om ons wat ons verstaan. Om minder te oordeel, want ons weet nie wat is die pad wat daardie persoon geloop het of tans loop nie. En om meer genade te wys. Want ons het self genade ontvang wat ons ook nie verdien het nie. Want die Gees is nie net vir mense soos ons nie, die Gees is vir die soeker. Die soeker wat nog nie seker is wat hy glo nie. Vir die gebroke mens wat skaam is vir sy verlede. Vir die buitestander wat wonder, is ek welkom? Vir die twyfelaar wat vra het wat hy bang is om te vra. Vir die eensame wat al lankal nie meer verwag het dat iemand hom raak sien nie. Vir die persoon wat sit en dink, ek is te ver van God af, dat hy my nog wil lief hê. God se genade het langer arms as wat ons kan dink. Handelinge 10 eindig met 'n fees. Kornelius en sy gesin word gedoop en Petrus bly nog 'n paar dae by hulle. Die Jood en die Romein eet saam aan die tafel. Mense wat volgens die wêreld nooit by mekaar gehoord het nie, deel die brood, word vriende en hulle geloof met mekaar. Die wonder van die evangelie. Waar die Heilige Gees werk, word mure afgebreek. Mense wat geskei was, word familie. Mense wat uitgesluit is, word ingenooi. Mense wat ver was, word nader getrek. En elke keer wanneer ons om die nagmaalstafel kom, soos ons weer Sondag by mekaar gaan kom, maak dit nie saak wie ons is, waarvandaan ons kom, of ons oud of jonk, ryk of arm, heel of gebroke is nie. Ons kom saam om te verklaar dat by die tafel is ons een. Deel van God. Een familie. Kornelius het nie eers geweet wat hom getref het toe die Gees op hom gekom het nie. Petrus het nie verwag om in die heidense huis te eindig en te sien hoe die Gees werk nie. Maar God het albei se lewens omgedraai en die proses het uit die kerk verander. En vandag hoor ons weer hierdie selfde boodskap wat deur die eeue weer klink, van Jerusalem tot Caesarea, van die eerste eeue tot vandag. Die Gees is
vir almal. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here Jesus, dankie dat U gekom het vir alle mense. Vergewe ons waar ons harte klein raak, waar ons oordeel, waar ons mense uitsluit. Heilige Gees, breek die mure af binne ons. Mure van trots, van vrees, van veroordeling, van hardheid. Leer ons om lief te hê soos Jesus liefgehad het en nog steeds lief het. Maak ons gemeente 'n plek van waarheid, van genade, van oop arms en oop deure. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons gaan afsluit met Ek wil sing van Jesus liefde, die ou sendinglied soos ons dit almal geken het. Voor ons dit doen wil ek net herinner, tydens Pinkster het ons deuroffers. Hierdie jaar gaan dit vir die uitsendings dat ons dit reg kan kry. Onthou Sondag is nagmaal, julle is almal welkom, dis ook ons afsluiting van die reeks. Die kinders gaan almal eers boontoe en dan kom hulle met die nagmaal weer ondertoe. En dan daar's nog so 'n paar kaartjies Jolandi vir die ete Sondag. Asseblief as jy nog nie ete kaartjies het nie, R65 per persoon. Ons het 'n heerlike ete en ons kuier verskriklik lekker saam. So asseblief kontak vir Jolandi en kry jou kaartjie voor daar niks oor is nie. Kom ons staan op en dan sing ons Ek wil sing van Jesus liefde.
Die Here sal julle seën en beskerm. Die Here sal met genade na julle kyk. Die Here sal sy vrede aan julle gee. Ons